Goeiedag, hierdie is ons 4de video waar ons 'n parabool gebruik en sy eienskappe om 'n woordsom op te los. Onthou, wanneer ons met woordsomme werk, moet ons dit 'n paar keer deurlees. Stop dus die video en lees hierdie een keer self deur nadat ek dit vir ons gelees het. In 'n goeie woordsom van hierdie aard sal daar gewoonlik 'n prentjie vir ons geteken wees, soos wat jy wel hier kan sien, wat ons 'n bietjie meer inligting gee oor die woorde. Ek lees vir ons. Hulle sê hierso, die diagram het betrekking, so die prentjie onder. 'n Jagter staan op 'n 6 meter hoë rotshang. Hy skiet 'n pyl na 'n voël wat 15 meter bo die grond vlieg. Die hoogte in meter van die pyl bo die grond vir die tyd in sekondes wat die pyl in die lug is, word gegee deur hierdie vergelyking. Dis mos hoe 'n parabool lyk met 'n t-kwadraat en 'n t en so aan. Is dit moontlik dat die jagter die voël kan raakskiet? Toon alle bewerkings. Ek gaan 'n paar ander goedjies ook vra aan die einde. So wat ons het, is 'n jagter wat hier staan, 6 meter bo kan die grond. Die grond is hier onder. Hy skiet na 'n voël wat in die lug is. Die voël is 15 meter op in die lug. En hulle gee my 'n vergelyking van die hoogte van die pyl waar hy gaan trek. Wanneer ek enige woordsom van hierdie aard kry, vergeet ek al die ingewikkeldheid en ek vat hierdie vergelyking wat hulle vir my gegee het en ek teken daai skets in die eerste kwadrant, want ons kan in 'n werklike situasie net in die eerste kwadrant werk. So ons gaan hierdie grafiek nou teken, ek gaan vir jou wys hoe ek daar uitgekom het, deur met hierdie parabool se inligting te werk. So ek gaan 'n parabool teken, maar net in die eerste kwadrant. Moet glad nie aan hierdie som vat as jy nie presies weet hoe om 'n parabool te teken nie. Daar's 'n video, tik maar net in, parabool skets, graad 11 en 12, dan sal ons vir jou wys. Ek glo dat as jy 'n parabool teken, begin jy altyd eers met jou vorm, dan kan jy sien, hierdie gaan 'n ongelukkige parabool wees as gevolg van die minus daai, dan werk ek my draaipunt uit, dan werk ek my y-afsnit uit, en dan werk ek my x-afsnitte uit as daar is. In hierdie spesifieke formule as hy so geskryf is, werk ons draaipunt uit met minus b op 2a, as my x vir my draaipunt, vervang hom, dan weer terug hier binne-in, en dan kry ek my y vir my draaipunt. So ek vat my minus b op 2a, vervang die informasie van hier af hierin, en dan kry ek my antwoord 1,3, so dit is die x van my draaipunt. Dan vervang ek hierdie, waar wat ek nou gekry het, terug in my vergelyking in, om die y van my draaipunt te kry. So hier skryf ons van die oorspronklike vergelyking, druk die 1,3 in die x se plek, vervang hom in, gebruik die sakrekenaar, kry die antwoord, en dan hier het ek die koördinaat van my draaipunt. Nou het ek 'n vorm en 'n draaipunt. Nou kan ek my y-afsnit uitwerk deur x0 te maak. Ek het maar hierso geskryf h, want ons het 'n h hierso, en 'n t, want ons gaan die t eintlik ons nou 0 maak. So ons werk die y-afsnit uit, deur die x0 te maak. Wat ons gaan so doen, ons vat hierdie vergelyking, ons vervang al die t's met 0, dan kry ons die antwoord 6, en dan het ons y-afsnit 0 en 6. Dit gaan dan daar iewerste op my parabool lê. Dan werk ek my x-afsnitte uit. Ek het hier maar net gesê, want die x is mos nou tyd in hierdie geval. Dan maak ek die y0, in die geval gaan ek die h0 maak, vir die oorspronklike vergelyking, en maak hierdie kant 0. Dan gebruik ons mos die kwadratiese formule by lelike somme. So ek het die kwadratiese formule gebruik, die getalle hier in vervang, en toe kry ek die x of die 1t gaan minus 2/5 wees, en die ander x of die tyd sal dan 3 wees. Die een gaan ons nie gebruik nie, want ek het gesê ons werk net in die eerste kwadrant. Dan sit ek my inligting op die kartesiese vlak in die eerste kwadrant. Hier is my y-as, hier is my x-as. Hierso het ons my draaipunt uitgewerk, daar het ek hom ingeskryf hier rooi kolletjie. 1,3 en 14,45. Dan vat ek in blou my y-afsnit wat hier 6 is, en dan vat ek hierdie x-afsnit wat nie nodig was vir hierdie som nie, en sit ek hom hier in. Ek het hier stippellyne deurgetrek, want dis waar ons parabool gewoonlik sou gegaan het, maar ons werk net in die eerste kwadrant, op die as tot op die as. Nou is ons klaar vir die doel van hierdie vraag. Dan moet jy net altyd in 'n woordsom 'n sinnetjie skryf. Die vraag was, sal hierdie jagter se pyl die voël kan tref? Dan skryf jy nee, hy sal nie die voël kan tref nie, want sy maksimum hoogte is 14,45 meter, en ons weet ons dat die voël is 15 meter hoog. Dan net iets wat jy mag gebruik in toekomstige somme, is dat baie keer gee hulle vir ons hierdie pad wat hierdie pyl trek,
en sê dit vir jou, hy word gemodelleer met hierdie vergelyking. Dan kan ons vir jou vra, wat is die definisie versameling? Die rede hoekom hulle dit vra, is lei jou eintlik om te sê, watter x-waardes kan ons hier gebruik? En dan kan ons vir jou vra, wat is die waardeversameling? Met ander woorde, wat is die maksimum en wat is die minimum y-waardes waarmee ons gaan werk? Dis hoe ek gesê het, in 'n woordsom werk ons altyd in die eerste kwadrant. Nog 'n vraag wat hulle vir ons kan vra is, wat is die aanvanklike hoogte van die pyl? Nou as jy rustig die som gelees het, sê jy mos nou weet, hulle sê in die begin, die vergelyking lyk so anders hy mos net as die pyl vertrek, is daar nog geen tyd wat verloop het nie. Dan maak ons daai x 0 en daai x 0 en dan sal die antwoord daai 6 wees. So is eintlik maar jou y-afsnit. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het, al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Indien daar enigiets is wat jy andersins onseker is oor, kan jy 'n versoek stuur na hierdie nommer met 'n WhatsApp of met 'n boodskapie en verduidelik wat jou pla. Dan sal ons daarna kyk, 'n videoetjie vir jou maak en dit verniet plaas op hierdie kanaal. Dan kan ander mense baat vind by die vraag wat jy vra.